The Miracle of Istanbul verwys na die 2005 UEFA Champions League finaal waar Liverpool na 'n 0-3 agterstand teen AC Milan by rustyd binne 6 minute 3 doelwitte aangeteken het en uiteindelik met strafskoppe gewen het. Dit word beskou as een van die grootste terugkeer comebacks in sokkergeskiedenis. En ek vat dit geestelik, ek dink nou hierdie span het uitgedraf en 1, 2, 3 toe hulle by rustyd 0-3 agter. En ek vat dit na ons in hierdie middel van die jaar. Ek weet nie hoe die eerste 6 maande van jou jaar was nie, maar jy weet die eerste helfte van hierdie span Liverpool se game was nie so goed nie. Hulle het gevoel, hulle is defeated, hulle het gevoel, hulle kan nie. Jy kan nou dink hoe hulle gevoel het, hoe hulle daar op die veld is, en al hulle toeskouers, die mense wat gekom het om hulle te kom kyk, en aan te cheer het gesien, maar dit gaan nie met ons span nie. Hulle het defeated in die ruskamer ingestap, en jy weet, in die ruskamer, toe verander die dinge. In die ruskamer, toe kry hulle nuwe krag. In die ruskamer, toe kry hulle nuwe strategie. In die ruskamer, toe kan hulle so 'n bietjie hulle wonde lek, en jy 2 keuses. Ek kan nou in rustyd my wonde lek, en maar so defeated in die tweede helfte van die jaar ingaan, of ek kan sê, you know what, I am more than a conqueror. I didn't come to be defeated. I did not come to be losing this game, but I came to be more than a conqueror. En jy weet, as ons op ons eie kragte staat maak, dan kan ek dit nie doen nie. Jy weet wat was so kragtig, toe Liverpool begin uitstap uit die aantrekkamer uit, toe die skare, hulle toeskouers, die aanhangers, toe begin sing hulle Liverpool se lied, You'll Never Walk Alone. En jy kan dink die goosebump oomblik, toe hulle besef, hulle is nie alleen nie. Ek wil elkeen vanoggend encourage, jy is nie alleen nie, jy het jou kerkfamilie. Die vyand wil dalk soms vir jou sê, jy is alleen, you are defeated, you cannot do it, jy kyk na die drawing board op die scoreboard en jy sien, jy's 3-0 agter. Vir die wêreld lyk dit gaan nie, maar ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy op Jesus vertrou, dan gaan dit. Wanneer jy op Jesus vertrou, dan is dit 'n game changer. En in die aantrekkamer, toe besluit hy span, not like this. We're not going down like this. En hulle kom terug en hulle wen die game. Hulle wen die game, hulle was halftyd 0-3 agter. Jy kan dit gaan oplees, is interessant. Ek wil nie in die technical details ingaan nie, want dan gaan jy my kennis van sokker hoor. Maar dis wat ek vat, yes. So, ek wil elkeen encourage, ek wil jou hierdie skrif gee. 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. Ons word van alle kante verdruk, maar ons word nie verpletter nie. Ons is dikwels raadop, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Ons word onderstebo gegooi, maar nie vernietig nie. Psalm 30 vers 5 sê ook, trane vloei in die nag, maar vreugde kom in die môre. Hou vas, en jy besluit nou hoe jy in hierdie begin van Julie, die tweede helfte van 2026 gaan inneem, en jy besluit hoe jy hom gaan afeindig. All glory to God. Amen.